Hartlike goeiedag. Nou ja, vandag kom ek aan die einde van hierdie reeks oor die storm op die see en Petrus wat op die water geloop het. Die hele baie spesiale verhaal wat ek glo vir jou 'n seën was die afgelope paar weke. Ek wil vandag praat oor die laaste gedeelte waar in Matteus 14 vers 33 staan: Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê: U is waarlik die seun van God. Dit is ook my tema vandag. U is die seun van God. Dit moes 'n ontzagwekkende ervaring gewees het daardie nag. Eers die toneel van Jesus wat op die golwe na hulle toe aangewandel kom en daarna die storm wat skielik bedaar toe hy in die skuit klim. Ek sou graag deel van daardie unieke aanbiddingsoomblik wou wees, toe 12 manne in die beknopte ruimte van die vissersboot voor hom neerkniel en hom aanbid. Matteus, wat een van die disippels aan boord was, onthou die kernwoorde van hulle aanbidding, daar in Matteus 14 vers 33. U is waarlik die seun van God. Matteus het verseker onthou dat God die Vader die eerste gesê het toe Jesus gedoop is. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Daar in Matteus 3 vers 17 staan dit. Matteus vermeld ook in Matteus 4 vers 3 en 6, dat die Satan dit met baie bedoelings gevra het toe hy Jesus versoek het. As u die seun van God is. Ook die bose geeste het hierdie woorde telkens in vrees uitgeroep wanneer Jesus hulle gekonfronteer het. U is die seun van God, het een van hulle uitgeroep in Lukas 4 vers 41. Nou het die disippels dit self ervaar. Wat hulle die afgelope paar uur beleef het, laat geen twyfel by hulle nie. Slegs die skepper van die aarde kan brood en vis vermeerder. Slegs die regeerder van die heelal kan op die water van die see loop. Al die bewyse was daar en hulle glo en bely dat Jesus die seun van God is. Na alles wat gebeur het, na 'n hele nag se stryd en vrees, val hulle voor Jesus neer en aanbid hom. U is waarlik die seun van God. Glo jy dit ook? Het jy al genoeg gesien en beleef om dit ook te kan bely? Ons kan seker wees dat die ondervinding van sy bonatuurlike mag en goddelikheid daardie nag by die disippels vir altyd sou bybly. Hulle sluit daardie vreesvolle nag af op hulle knieë aan aanbidding voor hom. Die gelowige het hierdie voordeel bo die ongelowige. Selfs ons storms en stryd is nie betekenisloos nie, solank God in ons prentjie is. Trouwens, as ons stryd en storms ons nader aan die Here bring, as ons meer van sy liefde en krag laat verstaan, as ons op ons knieë bring in verwondering, liefde en aanbidding, maak dit elke storm die moeite werd. Hierdie verhaal van die storm op die see is so tipies en simbolies van die lewe. Die see met sy storm is simbolies van ons lewenstog, van ons stryd teen die bose en teen onheil. En ja, ons as gelowiges wat soms twyfel, wankel en sink, maar dan is daar altyd Jesus, die een wat op die water loop, die een aan wie alle mag behoort, die meester van die wind en die storms, die Here en heerser oor die magte van die vyand, die een wat ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie, wat sien wanneer die wind teen ons is en dat ons in die storm swaar kry. Ja, gelowiges het ook hulle quota storms, maar die Here sal ons nie laat ondergaan nie. Ons sal oorgaan, want hy is by ons. Here, dankie dat u my nooit sal begewe of sal verlaat nie. Ek wil by die koor van die eeue aansluit en u aanbid. U is waarlik die seun van God. Amen. Seënwense vir jou en volgende week gesels ons oor 'n nuwe onderwerp.